Here, kom pleit vanmôre dat U 'n bevrydingswerk in elke hart en lewe hier gaan doen van dit wat ons op 'n oomblik terughou, sodat ons asems in ons longe nie vir U die verdiende lof en eer gee nie. Miskien is ons harte so gefokus op ander goeders, ons stap vanmôre hier in met 'n swaarmoedigheid, klomp vrae wat nie beantwoord is nie. Dit voel vir baie van ons asof ons vir dinge bid en U nie die deurbrake gee nie. Mag ons uiteindelik kom by daai plek waar ons die verligting beleef wat U bonatuurlik kan bring. Dankie dat U ons kan verlos, nie net van bose nie, maar van bedrukking, van onsekerhede, van laste. En uiteindelik mag elkeen van ons vry voor U lewe in so 'n situasie dat elke asemteug in ons longe meer as 'n lofoffer aan U bring. Dat ons onsself aan U gee as 'n lewende en aan God welgevallige offer. So kom raak U elkeen van ons aan, mag die vreugde van die Here begin besit neem van ons liggaam, siel en gees. Mag 'n gees van swaarmoedigheid plek maak vir die vreugde van die Here wat vir ons krag en moed en spoed gee. Dankie vir 'n geleentheid om so by mekaar te kan wees en net 'n bietjie te kan afsluit weg van ons fone, weg van die normale steurnisse. Tyd te kan spandeer saam met medevolgelinge van U en net weer herinner te kan word aan wie U is, perspektief kan kry selfs oor ons uitdagings. Kom praat nou met ons deur die woord en kom ontmoet met ons en mag ons iets beleef van vandag wat 'n afspraak is in U dagboek vir 'n volgende tree in ons geestelike oorwinning, geestelike deurbrake, geestelike vordering. Ons het U nodig. Ons nooi U in nie net in hierdie samekoms nie, maar veral in ons ingesteldheid en die manier waarop ons onsself oopstel vir U om ons te bedien. Ons is lief vir U. Ons het U nodig. Kom praat met ons. U kerk luister. In die naam van Jesus bid ons dit en almal sê amen. Voor jy jou sitplek neem, high five gou 3 ouens rondom jou, sê vir hulle dankie dat jy nie alleen is nie. So ook aan ons aanlyn gehoor, is lekker dat julle vandag saam met ons kan wees, reg oor die wêreld en mag jy ook vandag daar waar jy voor 'n skerm sit, God beleef soos nog nooit tevore nie. Ook met 'n nuwe reeks waarby ons gaan wegval. En kom ek begin so om vir jou te sê, wanneer jy 'n kleuter is, dan is dit bykans nogal natuurlik, as jy nou dink aan jou klein dae, vandat jy eerste onthou in jou lyf het jy hierdie optimistiese lewensuitkyk gehad van pappa en mamma is die sterkste en die slimste en die wonderlikste en alles is net 'n lewensvreugde en jy is so gevul met optimisme en met hoop. En dan begin die lewe gebeur. En skielik sê iemand vir jou, ek wou jou nooit gehaat het nie. Ek's nie lief vir jou nie. Of soos wie jy 'n bietjie groter raak, maak iemand 'n stelling, sê, jy sal nooit eers in die lewe kom nie. Kom hou jy jou so stupid. Eers het iemand dalk die stelling gemaak om te sê, jy sal nooit 'n klaskaptein wees nie, sal nooit vir 'n span verkies word nie. Jou pa is mos maar net. Julle dink mos julle is ryk. En skielik begin jy hierdie paar negatiewe dinge ook saam met jou sleep. Nie baie nie, maar hulle is daar. En jy kan dit hanteer en jy leer om daarmee saam te leef. En die lewe gaan aan. Maar nie alles is maanskyn en rose nie. Want jou beste vriend steek jou op 'n stadium in die rug. Die persoon wat jy gedog het is 'n Christen, tree toe verrassend op soos alle ander mense. Jy probeer jou bes, maar die een op wie jy jou hart verloor het, sê jy's nie goed genoeg nie en kies iemand anders. En voordat jy jou kon kry, sit jy met nog 'n klomp bagasie van negatiewe ervarings. Julle kan die slide op die skerm sit wat sê bagasie. En jou lewensreis word skielik net swaarder. Maar jy doen jou bes. Jy doen jou bes om jouself te oortuig dat ander se negatiewe woorde nie waar is nie en jy probeer aangaan, maar hierdie negatiewe herinneringe begin later terugflits en die dinge wat in jou onderbewussyn gemaal het, begin nogal op 'n manier jou reaksies en manier van dink vertroebel. Soveel so dat jy later half begin dink by jouself, miskien is ek nie goed genoeg nie. Miskien hou niemand regtig van my nie. Ek kan nie mense regtig vertrou nie. Ek sal nooit iemand spesiaal in my lewe hê nie.
Ek sal nooit gelukkig kan wees nie, want huwelik het nie gewerk nie. Hier's die feite wat bewys dat ek nie 'n sukses sal kan maak nie. Hier selfs die bewyse dat ek al gebid het en selfs God luister nie na my nie. My lewe is 'n gemors. Die Here kan my nie seën nie. Nou al hierdie bagasie wat jy in jou hart saamdra en jou gedagtes, dit word gewoonlik al meer en al swaarder. En dit word in die proses ook al moeiliker om die Here te vertrou. Aanvanklik toe jy 'n kind was dit maklik geweest want al so naïef en positief en optimisties. Hoe meer realisties raak jy? Dan kan ek byvoeg, daar's 'n woordjie, sinies raak jy. Dit word al moeiliker selfs om te glo. En jou verhoudings word al meer versigtig, selfs suur, op 'n afstand tussen jou en mense rondom jou, maar selfs ook dikwels tussen jou en die Here. En jou lewe raak bitter. Ons het 'n keuse. Jy kan of voortbeer en soek na maniere om hierdie bagasie meer effektief saam te sleep. Die ou koffers wat ons gekry het, was 'n swaar. Jy het nooit gekyk eers toe jy hom gekoop het, wat is sy gewig nie, jy het net gekyk, is hy stewig, gaan die knippe hou. Vandag wil jy weet hoeveel weeg hy en hy moet wielietjies hê. En baie van ons het geleer met ons bagasie dat ons moet net vir hulle wielietjies aansit, dan sal dit makliker gaan. Of wanneer die druk van te veel goed wat jy moet saamdra in jou lewe, op jou lewensreis, jou knie begin knak, dan kan jy soos Dawid dit begin erken en dit identifiseer en dit oorgee vir iemand wat dit vir jou kan hanteer. Ergens moet ons by die punt kom om te kan sê, dinge is nie reg nie. Terwyl ons die goeie boere Afrikaner ding doen om ons masker op te sit, goed dankie en met jou, maar eintlik is ons lewens aanvlaarde. Dawid oop en eerlik in sy stilte tyd joernaal, maak 'n paar aantekeninge, hier's 3 verse uit Psalm 109. Hy sê in vers 22, hy sê ek is in die moeilikheid. Ek het u hulp nodig. My binneste is stikkend. Vers 26, Here my God, help my tog. Help my asseblief uit die moeilikheid uit. En wanneer hy dit doen, hoor sy belewenis in vers 31. En dis die gevolgtrekking waartoe hy uiteindelik kom, is hy help almal wat sy hulp nodig het. Hy wil jou help, sodat jy vry kan wees, sodat jou lewensreis in hierdie stukkende lewe waarin ons nou vasgevang is, al klaar vreugdevol en vredevol kan wees, sodat jy kan lig reis. Maar ons het so gewoond geraak aan al ons bagasie, dat ons oortuig is, dis normaal. Dat al hierdie bagasie normaal is van die stukkende landskap waarin ons is. Dat dit normaal is om stikkende en onbruikbare dinge op ons lewensreis saam te sleep. So kan ek jou uitdaag, in die volgende paar weke, om brutaal eerlik te waag. Om minstens te identifiseer, ja, hy's bagasie, en as dit moet, vir hulle te begin labels gee. Dis nie maklik nie, dis nie lekker nie. Bitter min mense praat sommer gemaklik oor hulle bagasie, want dit voel soos vuil wasgoed, en dit is dikwels vuil wasgoed, wat 'n mens nie sommer meer in die publiek wil spog nie. Maar in plaas daarvan om dit te probeer wegsteek, is my voorstel, kom ons maak soos Job, wat in Job 7 vers 11 sê, ek kan nie meer stil bly nie. Ek wil praat van die swaar kry wat ek deurgaan. Ek wil kla, want ek voel bitter. So die wegspringplek is, begin praat daaroor. Begin identifiseer. Wat is die onnodige bagasie? Wat is die besoedelende bagasie op jou lewensreis? Hier het 'n slag etiket. Noem dit 'n slag by die naam. En net ter inleiding, ek dink baie van ons sit vanmôre hier en ons dink, dit klink na 'n depressiewe fokus vir oggend. Die bottom line is, ons hou maskers voor, maar jy kan nie glo met hoeveel mense kry ek deur die week te doen, wat letterlik sê, weet jy wat, ek het besef, as God my nie antwoord nie, 'n bullet deur die brein is dalk die oplossing.
Miskien was jy vir jare lank en jy sit met hierdie goed in jou bagasie. Jy was vir jare lank blootgestel aan swak teologie, swak lering. En jy het gevolglik 'n lewensuitkyk ontwikkel oor God met 'n klomp wettiese stel reëls en regulasies wat jy besef, ek maak dit nie, God het 'n rede om nie te seën nie, nie te antwoord nie. En dit maak dat jy ongelooflik krities is. Of jy sit hier met bagasie rondom kerk. Jy het net al soveel negatiewe goed ervaar, soveel slegte ervarings gehad. En jy het so 'n afkeer en 'n renons, selfs om net eens uit te reik na kerk. Maybe I'm preaching to the choir, maar mense wat dalk aanlyn dit gaan luister en hoor en besef, dis hoekom jy agter 'n skerm wil sit en hierdie samekomste eerder so beleef, want jy siek en sat vir die fariseërs en die skrifgeleerdes. Moontlik sleep jy issues saam met die Here. Jy sal dit nooit hardop erken nie en mense sal dit bitter selde vir hulle self hardop sê. Maar jy dalk 'n wesenlike issue met God. Want jou lewe het nie uitgedraai soos wat jy gehoop het toe jy ergens gesê het, Here, ek gee my lewe vir U. Nou het ek gehoop, wow, 'n klomp goed van uitwerk en sedertdien het als eintlik nog net meer verkeerd uitgedraai. En jy sit hier stil kwaad vir God. Weet van mense wat issues het met Christene. Net die blote woord as jy hoor, hier's 'n kliënt en hulle is 'n Christen. Laat jou hare regop staan. Nee, ek doen nie meer besigheid met Christene nie. En daar's van julle wat hand opsteek en sê, ja, ek's daar. Ander mense stoei weer met verhoudingsbagasie. Ergens het iemand jou vertroue en flarde geskiet. En gevolglik het jy 'n muur rondom jou hart gebou en jy laat niemand naby jou toe nie en jy praat nie oor jou gevoelens nie en jy het eintlik hard en koud en onemosioneel of emosieloos geword. Daar's mense hier wat probeer cope, ongelukkig met die bagasie van molestering. En dis 'n Suid-Afrikaanse statistiek wat 'n thriller is. Daar's mense wat die swaar bagasie probeer saamsleep van egskeiding, veral kinders. Bagasie van onbevredigende huwelike. Bagasie van 'n beroep en 'n werksvooruitsig wat ander mense is onregverdig bo jou bevoordeel en aangestel en bevorder en die trauma van regstellende aksie. En die meeste van die tyd gaan hierdie bagasie gepaard met 'n onbybelse selfbeeld. Stellinge wat 'n mens maak soos in die sielkunde en die sosiologie word dit al meer getipeer en gedefinieer as self-talk. Daai gesprek wat jy met jouself het, ek sal nooit iets reg kry nie. Ek maak net altyd droog. Wens ek kon dit reg kry, ek kan nie. Ek sal eers regtig moet wys dat ek kan voordat ek my kop kan optel en kan glo ek soek iemand. Baie mense glo of baie mense het al begin glo dat hulle nooit oorwinning kan kry oor hierdie probleem nie. Hulle nooit oorwinning gaan kry oor hierdie verslawingsuitdaging nie. En hulle bagasie word gevolglik net meer en swaarder. En die lewensreis word net al moeiliker en al stadiger en al ondraagliker. Tensy jy dit kan oorgee aan iemand wat in berading spesialiseer. En kan ek sê iemand met 'n hoofletter. Daar's hoeveel mense wat ons kan help in praktiese gesprekke, maar uiteindelik is dit almal nog gebroke mense. Onthou jy met die aankondiging van Jesus se geboorte, die profesie rondom sy geboorte, is daar in Jesaja gesê, hy sal genoem word. Onder andere, die Engelse Bybel sê van counselor. En die uitdaging is, laat los jou bagasie by die counselor. En kom by die plek waar jy kan sê, ek's vry. Ek reis lig. En dis waarop ons wil fokus, hoe om doelbewus met groter afhanklikheid van die Here, ons bagasie te laat los. Nie alle bagasie nie, jy het sekere goed nodig vir die reis, maar die goed wat onnodig is, dat hy ons kan vry maak om te sê, ek kry klaar daarmee.
Dawid se las en die lading en sy oorweldigende frustrasie het uiteindelik oorgekook in 'n gebed. En sy verligting het gekom toe hy met die Here daaroor kon praat. En sê, Here, hier's my bagasie, dis die ding wat my pla, hier's die ding wat my onderkry. Inteendeel, die Bybel verwys na Jesus as ons beste counselor. Uiteindelik wanneer Jesus kom en hy sê, ek gaan weg, maar ek gaan my gees vir julle stuur, is een van sy titels, is om juis vir ons ondersteunende, raadgewende beraader te wees. En hier's 3 riglyne wat ek vinnig vanmôre met jou wil deel. Wat elkeen van ons vanmôre dalk ergens gaan nodig hê om hom te vra. Kan dit wees, nommer 1, dat jy gaan nodig hê om hom te vra, Here Jesus, vernuwe asseblief my gedagtes met u waarheid. Wat is die waarheid? Die uitnodiging hiervoor vind ons in Romeine 12 vers 2. Dit sê, laat God julle verander. As jy sukkel met bagasie, laat God julle verander. Hoe? Deur julle denke te vernuwe. So die doelwit is, laat hom toe en word verander, word vernuwe, kom vry, reis lig. So maak dit daarom jou gebed om te sê, Here, kom vervang asseblief hierdie leuns. Hierdie leuns wat ek so maklik geglo het in die negatiewe gedagtes en kom verander dit met wat is die waarheid? Dis wat ek glo. Dis waarvoor ek hierdie stadium heiliglik oortuig is, maar miskien is dit verkeerd. Want vir baie van ons is een van ons grootste probleme dat ons onbewustelik vasklou aan leuns. Kykie terug het ek 'n YouTube videoklip en ek is vies, ek weet nie hoe om hom weer te soek nie. Dis een van daai boodskappe wat opgespring het, een van die shorts, oor 'n persoon wat gesê het, hy het altyd geglo sy ouers haat hom. Totdat hy op 'n stadium hierdie ding deurgewerk het, met hulle gesprek gehad het en toe hy perspektief gekry het, net besef het hoeveel het hulle hom eintlik lief gehad, hy het net hulle dissipline beleef as hulle hou nie van hom nie. So wat is die waarheid rondom ons bagasie? Die goeie nuus is, die waarheid maak vry. Die waarheid bring vir ons 'n nuwe ligtheid en 'n nuwe vreugde en die opwinding en die grootste realiteit hier is, die waarheid het 'n hoofletter, want die waarheid is 'n persoon. En hy wil kom en vir ons letterlik die lig kom werp op 'n situasie om te sê, jy glo, God antwoord nie jou gebede nie, dis hoekom jy nie reën kry nie, dis hoekom jou oes gaan misluk, dis hoekom jy volgende jaar nie meer op die plaas gaan wees nie. Is dit regtig die feite? Of is die waarheid dalk dat God besig is om jou op te set vir 'n groot wonderwerk? Ek ken nie die besonderhede van jou lewe nie, maar vanoggend sit hier verseker mense wat sukkel met verkeerde ingesteldhede en negatiewe denke. Jy glo vanoggend, jy's vas oortuig, 'n huwelik sal nooit weer vir my werk nie. Ek het net te veel al probeer, gepraat, beklei. Jy glo my lewe maak nie saak nie. Ek's nie begaafd genoeg nie. Ek's nie aantreklik genoeg nie, dis hoekom. Ek's nie fiks genoeg nie. Ek's nie bekwaam genoeg nie. Ek's nie oud genoeg nie. Ander van ons val in die kategorie waar ons sê ek's nie jonk genoeg nie. En is gevoelens, dan kan ons maar vir mekaar sê, dis ware gevoelens, maar gevoelens lieg. Gevoelens is nooit die waarheid nie. Dit is 'n geldige belewenis en 'n emosie, maar dis nie noodwendig die feite nie. En jy sleep moeisaam en word gerem deur tonne onnodige bagasie van minderwaardigheid. En ek glo jy kan nie die verslawing oorwin nie. Is dit hoe jy voel of is dit die waarheid? Ek kan nooit uit die skuld uitkom nie. Is dit 'n gevoel of is dit die waarheid? Miskien het ons nodig om net weer te sê, Here, vernuwe my gedagtes met die waarheid. Dat die lig net aankom en ek skielik net besef, dit wat ek aan vasgehou het hier in my bagasie is toe al die tyd 'n leuen. Efesiërs 4 vers 23 deel met ons een van die sleutels tot ware transformasie.
Vers 23 sê, julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Dit is geprogrammeer dalk vir jare deur leuns. En Jesus bied ons die oplossing om te sê, ek kom om julle nuut te maak. My spesialiteit is om mense los te maak van goed wat aan hulle vasklou. So waag dit dalk om vanoggend 'n nota te maak en by die Here te begin gesels oor hierdie eerste versigtiging. Here, vernuwe asseblief my gedagtes met die waarheid. Tweedens, moontlik het jy nodig om intentioneel die Here te begin vra. Here, herstel asseblief wat gebroke en verlore is. Daar's mense hier wat stoei met onnodige bagasie as gevolg van dinge wat stikkend is. Jy het 'n klomp goed in jou tasse wat jy saamsleep. Hulle werk lankal nie meer nie. Dit is lankal stikkend. Funksioneer lankal nie meer nie. Dit is ook van ons wat besef, ek soek skielik in my bagasie iets en ek het dit verloor. Dit is nie meer daar nie. En tans is jy dalk tot in jou kern mismoedig en jy het 'n laagtepunt geslaan want jy het hoop verloor. In plaas daarvan dat jou bagasie gevul is met geloof en hoop en liefde, is dit gevul met 'n klomp ander gemors. As jy vanmôre eerlik wil wees en net bagasie deurgaan en begin agterkom wat het ek nie, jy het jou intieme kontak met die Heilige Gees verloor. Daai vreugde wat jy gehad het, is nie meer daar nie. Wat is daar in jou lewe wat herstel nodig het, wat tans stikkend is? Want hier is die goeie nuus, Psalm 71 vers 20. En so terloops, God weet van hierdie goeders, Dawid se belewenis, U het my in diep nood laat kom. U het dit toegelaat. En net 'n kantlyn nota, kan ek dit weer eens net vir jou bevestig, ek het dit al hoeveel keer genoem, maar jammer vir die wat dit nou al dink dis holleriggery. Alles wat met ons gebeur, is Vader gefiltreerd. Hy weet. Alles wat met ons gebeur. Hy het dit nie als toegelaat nie. Dis nie al sy eerste perfekte wil nie. Dikwels is dit ander mense se dom besluite of ons eie dom toedoen. Maar dis Vader gefiltreer. En Dawid se belewenis, U diep nood oor my laat kom, maar U herstel my weer tot lewe. So wat is op hierdie stadium missing? Wat is stikkend? Wat is gebroken? Hy gaan aan om te sê, uit die diep waters van die aarde, uit die doderyk, rig U my weer op. Dis die waarheid. Nie dat God sy rug op jou draai nie, nee, dat hy dikwels vir ons deur 'n storm stuur. Maar hoekom? Want hy wil uiteindelik hê ons met die vreugde en die getuienis en daai monumentale storie van waartoe ons God in staat is in die storms. En hy spesialiseer daarin om dit wat stikkend is heel te maak, wat verkeerd is te herstel, wat verlore is te vind. Dis immers die hart van God om die goeders wat verlore is terug te kry. Jesus vertel in 'n hele hoofstuk in Lukas 15 God se passie oor dit wat verlore is. Hy vertel die verhaal van 'n vrou wat 10 muntstukke gehad het, maar die huis omkeer omdat sy een verloor het. Dan vertel hy die verhaal van 'n herder wat 99 skape los om die een vermiste een te gaan soek. Hy vertel die verhaal van 'n pa wat 2 seuns gehad het en die een vat sy erfdeel en verkas. En hoe dat hierdie vader met soveel afwagting, dag na dag, week na week, maand na maand, met verlange uitsien en bly uitkyk vir, kom my seun nie vandag dalk terug nie. En toe die seun terugkeer, toe die skaap gevind is, toe die muntstuk gevind is, en elkeen van hierdie verhale vertel Jesus, is daar hierdie uitspattige fees gevier. Hoekom? Wat verlore is, het teruggekom. Dis hoe baie jy vir God saak maak om die goed wat op hierdie stadium gebroken is en nie werk nie of wat verlore is, herstel kan word. Waarin het jy vandag herstel nodig? Hoor die woord van die Here in Jeremia 30:17. Boodskapvertaling sê, die Here sê, ek sal sorg dat dit weer met julle goed sal gaan. Ek sal julle wonde gesond maak. Hy spesialiseer daarin om te herstel en te genees. So waag dit om met die berader te praat en te sê, Here Jesus, herstel asseblief wat gebroken en verlore is. Moontlik is dit 'n skietgebed wat jy in hierdie volgende week dalk 'n paar keer moet bid.
Dis 'n derde riglyn om ernstig te oorweeg. En daar's soveel mense wat bykans nie meer kan beweeg en vorder in die lewe as gevolg van al hulle bagasie. Miskien sleep jy 'n klomp bagasie saam van bitterheid en wrokke en onvergewensgesindheid en haat. Wil jy nie waag derdens om te sê, Here Jesus, help my om bitterheid en wrokke te laat gaan. Kolossense 3 het my al soveel kere in my lewe uitgedaag. Hoor wat sê vers 13. Dit sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Hoe aarde vergewe jy iemand wat iets aan jou gedoen het wat net eenvoudig onverskoonbaar is en onvergeefbaar is? Maar lees die laaste sin van die vers. Hy gaan aan om te sê, soos die Here julle vergewe, moet julle mekaar ook vergewe. Moontlik is jy die persoon vir wie die Here vandag groot krag en genade wil gee, sodat jy kan laat gaan, sodat jy kan vergewe, sodat jy kan oorwinning kry, sodat jy lig kan begin reis en vry kan raak. Ouens, het 'n tyd geword om bagasie uit te sorteer. Jy's een van daai mense wat dalk lelik ingedoen en te nagekom is en seer gemaak is. En jy hou in daai wond vas asof dit 'n trofee is. En jy sê, ja, jy het my seer gemaak. Jy het my te nagekom, jy het my gewond. Jy het my uiters onregverdig behandel. So gevolglik het ek die reg om jou terug te kry en van jou te skinder en leuns oor jou te vertel en gerugte oor jou te versprei en ek kan bitter wees oor jou. En as jy iets sleg oorkom, yes, good for you. Kan 'n slag jou verdiende loon ook kry. Kom ek stel dit so. Dit is op die skerm. Net omdat iemand teenoor jou gesondig het, regverdig nie jou sondige reaksie teenoor hulle nie. Eina. Die feit dat iemand teenoor jou gesondig het, gee nie die reg om dinge te doen wat die Here sê moenie. Moenie wrok koester nie, moenie bitter raak nie. Moenie die goed in jou bagasie sit nie, dis soos klippe. En jy het nou al wielietjies in jou tasse en hulle sleep 'n bietjie laag en jy het nou al die groter tasse gekry, maar hulle raak swaar en die wielietjies gee die gees en jy kan hulle nie oral mee optel soos jy moet nie. En ergens as jy dit moet incheck en sê jy gaan boete betaal, jy dra te veel goed saam. Ek moes op die harde manier leer dat die enigste manier om te kan vorder op hierdie lewensreis is met sonder onnodige bagasie. En is makliker gesê as gedoen. Veral as jy weer daai emosies beleef. Daai emosies van dit wat mense aan jou gedoen het. Totdat jy dink aan Jesus. Jesus wat totaal en al onregverdig in die publiek tereggestel word, aan 'n kruis vasgespijker word. En hy kyk na die einste mense wat hom onder die bus gegooi het. En sy woorde is, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Wil jy nie waag om te begin sê, Here, ek wil vrykom, ek wil lig kom. So Here Jesus, help my asseblief om my bitterheid en my wrokke te laat gaan. Heel waarskynlik sit almal van ons hier met 'n klomp onnodige bagasie. En jy het eintlik nie meer die vermoë om teen die spoed te beweeg wat jy jou lewensreis van jou verwag nie. Want dinge is net te swaar. Maar dit het tyd geword om tasse oop te maak en die inhoud te slag uit te sorteer. En dit het tyd geword om dalk te sê, Here Jesus, vernuwe asseblief my gedagtes met u waarheid. Herstel wat gebroken en verlore is. Help my om wrokke en bitterheid te laat gaan. Want wanneer die pakkies of die pakkasie, wanneer jy dit probeer balanseer en hanteer en saamsleep en besef, dit werk nie. Jy het dit nie kom neerlê nie. Jy het dit nie kom neerlê by die voete van die kruis nie. So kan ek jou nooi vanoggend om saam met my te bid.
En ek wil jou tyd gee om met die Here te gesels oor 3 eenvoudige gebede op die skerm. En ek het aan die begin gesê dit gaan regtig vra dat elkeen van ons brutaal eerlik is. Want ons kan nou vir ander mense 'n front voorhou, maar wat sê die Here? En is ons by die plek waar ons met die ligtheid en die vreugde en die oorvloed leef, wat hy in 'n stuk in 'n lewe nog steeds vir ons sê, ek kan julle in 'n ander belewenis plaas. Kan ek jou nooi sommer net daar waar jy sit, wie nie jou oë toemaak en kom ons praat met die Here. Here, ek besef dat elkeen van ons so gepoleer is met ons maskers. Maar as ons eerlik wil wees, besef ons hier soveel boeye, hier soveel bagasie, soveel goed wat klippe in ons tas is, wat totaal en al onnodig is. Ek weet dat U bevryding en genesing bring. By soveel mense wat vanmôre moedeloos is, eintlik net vir lewe. Terwyl jou oë gesluit is, wil ek jou ook sommer vra, as jy nie gewillig om daai bagasie te identifiseer nie. Miskien is dit een of ander besoedelde denkpatroon. Jy reageer op hierdie stadium baie erg, maar dis op 'n leuen, dis nie die waarheid nie. Sommige mense is dit iets wat stikkend is of verlore is. Miskien is jou vertroue daarmee, miskien is jou geloof missing. Sommige is dit wat iemand aan jou gedoen het. En as jy eerlik wil wees, besef jy word lam gelê op die oomblik deur hierdie klippe van bitterheid en wrokke en onvergewensgesindheid. En dit benadeel ander, maar dit benadeel eerstens jou. As iemand wat wil help, dat ons die goed kan laat los. En jy is nie lus om te vergewe nie, maar in geloof begin jy vandag sê, Here, help my om die wrokke en die bitterheid te laat gaan. Ek gaan begin kies om te vergewe. En jy weet dis die regte ding om te doen, maar die emosies is dalk so rou binne jou. In eie krag gaan jy dit nie reg kry nie. Maar raai wat? Daar's 'n deurboorde hand wat uitgestrek is na jou wat sê, ek wil jou kom krag gee. As jy bagasie in een van hierdie areas het, wil die Heilige Gees jou vanmôre kom uitdaag, kom boek dit in. Kom gee dit vir die beraader. En as jy vanoggend sê, ja Here, ek kom en ek kom lê dit by U neer. Jy nie sommer net daar waar jy sit, die vrymoedigheid, aan 'n term guts, die guts neem, om jou hand duidelik en hoog op te steek en daarmee te sê, hier is ek Here. Hier's dit Here, ek gee oor. Dis tussen jou en die Here, jy steek hom hoog op, jy kan hom weer laat sak. Die Here sien dit, die Here eer jou, dankie vir daai hand, dankie vir daai hande, dankie vir die hande, dankie vir daai hand, dankie vir daai hand. En nie met die Here praat en sê, Here, hier's my bagasie. Here, ek laat gaan dit vanoggend. Tot nou toe selfs my kneukels is wit van vasklou aan my las, my seer, my regte. Maar ek kom gee oor, vernuwe my gedagtes, wat's die waarheid? Bring genesing en herstel. Help my om bitterheid en wrokke te laat gaan. Jy dit nie vir 'n oomblik net in jou eie woorde sit en sê, Here, hierdie issue het saam met my hier ingekom, maar dit gaan nie saam met my hier uit nie. En dis nie maklik nie, dis seer. En as daar trane is, moet dit nie terughou nie. God sien jou hart. Kry vanmôre die prentjie in jou gees van hoe jy kinderlik hierdie goeders laat gaan. Jou hande oopmaak en sê, Here, ek gee oor. Laat gaan daai bagasie wat jou so moeg maak. Gee dit vir hom, stap weg.
So Here Jesus, ek kom bid dat U genesing sal bring soos net U kan. Dankie vir diegene vir wie U in hierdie oomblikke 'n bonatuurlike wonderwerk laat beleef. Vryheid. Maak hulle vry in die naam van Jesus. Mag die waarheid deurbreek. Mag genesing inkry. Mag die verligting van die wrok is weg. Mag dit begin realiseer. Dankie vir diegene in wie se lewens U vandag 'n proses begin. En dankie dat U woord sê wat U begin, gaan U klaarmaak. Dankie dat U 'n goeie werk vir môre wil begin. Dankie vir die tydsberekening wat volmaak is. Terwyl ons steeds so bidend is, kan dit wees dat jy ernstig begeer dat die Here jou bagasie by jou moet vat, maar jy weet eintlik binne in jou, jy en die Here is nie op speaking terms nie. Daar's nie 'n verhouding tussen jou en hom nie. Inteendeel, jou rebellie het so skeiding gebring dat daar hierdie onoorbrigbare kloof tussen jou en hom is. Kan ek in jou oor fluister en vir jou sê, hy staan op hierdie stadium by die regterhand van Vader en hy pleit vir jou. Hy pleit vanoggend vir jou om vrymoedigheid te kan neem, om na hom toe te kan kom, net jy is, bagasie en al. Inteendeel, ek weet ons bid, maar kyk gou na die skerm. Matteus 11. Hoor Jesus se uitnodiging vir almal van hom. En jy ken die versie, maar ken jy die belewenis waartoe dit lei, wanneer hy sê, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek weet nie wat aan die gang is nie, maar elke derde persoon met wie ek praat, as ek vra, hoe gaan dit, sê hulle, nee, oorweldig. Daai woordjie oorlaai. En ons oplossing is, kom ons hou op pretend en ons gaan na hom toe. Want ons is lam gelê deur te veel bagasie, en miskien is dit bagasie van een, ek ken hom nie, daar's net hierdie skeidsmuur tussen my en hom. Daar's hierdie gemors, daar's hierdie skuldgevoelens en vrese en verwarring en onsekerhede en twyfel en minderwaardigheid en mislukte selfhelppogings. Ek het mos al probeer. Jesus het 'n belofte wat hy daarby sit. Hy sê kom. En wat is die volgende deel? En ek sal julle vrede gee. Ek gaan vir julle 'n rustigheid gee. Verwys selfe woordjie wat later gebruik word wat sê, dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek kan dit nie beskryf nie, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek het net skielik 'n onbeskryflike rustigheid en 'n vrede. Vanoggend sê die Here vir jou, kom na my toe, nes jy is. Want jy is ontsettend belangrik vir hom. En hy's lief vir jou en hy's besorg oor jou. En hy wil jou aanraak en hy wil jou verlede uitwis en hy wil vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe innerlike gee. Hy wil in jou kom woning maak en is letterlik soos 'n sterk stewige hand wat binne 'n pap handskoenpop kom en skielik gee vir daai handskoenpop selfslaan krag. So wil jy hom nie vanoggend aanroep nie. Jy nie net vanmôre vir hom sê, Jesus, ek het U nodig. Ek is verlore as gevolg van die feit dat ek geskei geleef het tot nou toe van U. Ek was dalk godsdienstig, goeie kultuurmens, maar ek het nog nooit beheer oorgegee en gesê, ek kan nie meer nie, ek gee oor. Kom rent my, kom reinig my, kom vergewe my. Kom ek bid saam met jou. Here, vir diegene wat nog nooit die vreugde ervaar het. Miskien vasgevang was tot nou toe in godsdiens en pogings vir prestasies. Dankie dat U woord vir ons sê, dat wanneer ons kom en ons geloof in U plaas, dat U vir ons die reg gee om 'n kind van God genoem te word. Mag die bagasie van 'n sondige verlede agterbly by die kruiswerk van Christus en mag U vandag mense se lewens totaal en al kom vrymaak omdat hulle oorgegee het aan U. Waar ons ook in ons geestelike reis is vanmôre, Here, kom gee vir ons 'n nuwe soort verwagting dat ons besef, dis moontlik om lig te kan reis. Dankie dat U vir ons 'n oorwinning en 'n vreugde in gedagte het wat anders en bonatuurlik is as die beste wat hierdie lewe kan bied. So kom help vir ons
Kom help vir ons om bagasie te identifiseer en uit te sorteer en aan te gee vir U wat ons nie kan hanteer nie. En mag die een na die ander wonderwerk in ons lewe begin ontvou, hoe dat ons ek kannies en ek kan verander. En hoe dat my arrogante ek kanne verander in ek wil nie meer nie. Want ek leef vir iemand anders, ek leef onder iemand anders se vaandel en ek leef nou vanuit 'n ander identiteit vir 'n ander rede. Om doen nie 'n werk in elkeen van ons. En mag die oorwinning van Jesus in en deur ons seëvier. Amen. Terwyl ek gister voorberei, is my YouTube musiek speel in die agtergrond en die volgende kom hierdie en ek besef ek ken die tune, maar ek ken nie die woorde nie. En dis vir die musiek harder en dis Hollands. Kyk gou na die volgende musiek insetsel en net so terloops, dis uit Nederland uit. Dis in Dordrecht opgeneem nou in die begin van die jaar. En daar's 'n ongelooflike herlewing in tradisionele gereformeerde Nederlandse kerke en mense wat net 'n ander vlaag beleef van lof en aanbidding. Mag hierdie lied se woorde dalk sommer net aansluit vanmôre om te beleef hoe God jou sien en wat hy vir jou in gedagte het. Die koorgedeelte sê, U is my doel, U is my hartsverlange, hou my heel dig by U. Kyk of jy die vertaling kan volg met hierdie musiekvideo. Houd mij dicht bij U. Laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer. Verlangend naar Uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb. Uw liefde die mij warmte geeft. Als U mij